Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. You are good, you're good. Oh. Om ons reeks van ek na ons af te sluit, het ons iets besonders beplan. Ons gaan saam kuier om 'n vuur. Ons gaan lekker kuier, saam sing en net die lewe deel. Maak seker jy join ons om hierdie reeks af te sluit die 23ste Augustus hier by Dr. Douwe Tygerwil. En ek beloof jou, ek gaan nie sing nie. Hi almal, ek is Willem Cornelius. Ek is 'n vernoot by Dr. Douwe Tygerwil en 'n lidmaat van die Jong Werkendes Life Group. Life Group is vir my verskriklik belangrik. Hoekom is dit belangrik? Want Life Group is in die woord wat dit bedoel. So dis nie net 'n Bybelstudie nie, dit is letterlik deel van jou lewe. Sonder Life Group sou ek nie weet waar ek is vandag nie. Ek het so jare en 'n half terug afgetrek Kaap toe van Pretoria af. Niemand geken hier nie. Toe het op my eie kerk toe gekom en Rian het my voorgestel aan 'n Life Group. Ek het maar begin, elke dag gegaan. Net in die begin gesit en luister en wonder, wat is hierdie, hoekom is ek hier? En so het dit gegaan, dat met God se genade is ek tot gedoop, as gevolg van my Life Group. Hulle het my gelei, my gewys wat is die pad na die Here toe, en dit is net 'n awesome ervaring. So, ek sal enigiemand aanraai om 'n Life Group te join by Dr. Douwe Tygerwil. Sondag 16 Augustus begin ons met 'n nuwe reeks Drome Groot. Dit is 'n 6 weke reis waarin jy ontdek hoe jy betrokke kan wees in die uitbreiding van die koninkryk van God. Tydens hierdie reeks gaan daar ook Life Group materiaal wees. As jy graag wil inskakel by 'n groep, scan gerus die QR-kode op een van hierdie posters in ons auditorium of kontak my, Rian Nel. Ons wil graag elke Cold One uitnooi na ons City Changers aand, Woensdag 19 Augustus om 7:00. Ons wil graag saam met elke persoon wat betrokke is by ons ministries droom oor wat in store is vir 2027 vir ons kampus. Registreer asseblief op ons Church Suite link sodat ons vir jou plek kan voorberei. Augustus is propvol en ons is besig met ons beplanning vir volgende jaar. Daarom het ons dit goed gedink om ons volgende Cherish Journey byeenkoms met 'n maand aan te skuif. Daar sal wel dan nie die 31ste Augustus 'n Cherish Journey geleentheid wees nie, maar wel die 21ste September. Ons wil jou uitnooi na 'n baie lekker aand waar die Tygerwil Band lekker musiek gaan maak, songs uit 'n jukebox uit. 18 September, bring jou piknikmandjie, kom geniet dit saam met ons. Onthou om te registreer sodat ons vir jou kan plek voorberei. Jy kan op hoogte bly van alles wat gebeur by ons kampus deur die QR-kode te scan op ons stoele. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Nee, is lekker om saam met julle te kuier. Ons begin 'n verskriklike lekker exciting journey vir die volgende 6 weke en ek wil jou vra om te join saam met ons
want ons stap een pad, wat ons praat van droom groot. Nou ons vorige reeks, sal jy onthou, het ons 'n paar woorde gebruik, en dinge wat net so bietjie aansluit by hierdie een het ons gepraat het van verbeel jou, was daar 'n paar beelde wat ons kom neersit het spesifiek, dat jy kan begin dink oor, soos Christus gedink het oor sy kerk en oor sy familie, en ons gaan nou bietjie aan met hierdie ouetjie wat ons ontvat, sodat jy daai beelde verstaan en bietjie verder kan aangaan met dit. So ons het gepraat in daai reeks, was daar beelde soos Ecclesia, wat gemeente beteken, wat eintlik die beweging is wat Christus begin het. So jy gaan die woord ken jy nou al, en dan ook die woord familie. Hy sê hierdie, daar's 'n kringfluit, nee Rian, daar's so lekker feet. Okay, en dan dat die familie is hierdie ingesluite beweging, almal is eintlik een groot familie, en dan sê hy, het hy die woord tempel ook gebruik om te sê, maar daar waar die tempel is, was God, so met oral waar ons beweeg, dis ons tempel. So, dit was die vorige reeks. Hierdie reeks gaan ons kyk na hierdie een groot woord, liggaam. So ons gaan eintlik die volgende beeld wat ons sien, is die uitbeelding van sy kerk as liggaam. Nou jy ken dit, ek bedoel, as jy met almal praat, dan sê jy, ja, the body of Christ, ons is die liggaam van Christus. Maar miskien is daar iets wat jy moet verstaan as dit kom by hoe hierdie liggaam, hoe Christus gedroom het, en hoe hy jou sien, in deel van hierdie prentjie van liggaam. So daar is dit so vinnig, ek gaan hier net vinnig verbyskiep. Dis net hoe die volgende 6 weke gaan lyk. Ons praat oor roeping en geloof, en dan saam en uniek, diensbaar, commit en commission. Ons gaan oor al die goedjies praat. Alles gaan jou vat om 'n prentjie te kry van hoe Christus gedroom het. En daarom noem ons die reeks, maar droom saam met ons, droom groot. Droom groter as net om te sê ek is vanoggend is ek in 'n kerk. So ek begin dit deur te vra, wat is die doel van kerk? Het jy al gedink daaraan? Wat is die doel van kerk? Hoekom is daar kerk? En wat is die doel van kerk? Jy weet, daar's 'n paar goed ek gaan skryf het, en soos ek die goed skryf, toe ontdek ek, maar daar staan heeltemal verkeerde redes hoekom mense kerk toe gaan. Een kan wees, dit kan baie maklik iets word wat ek besoek, soos 'n klub. So dit is, wat sal vir my? Ons gaan hier na toe, dis lekker, dit is soos 'n klub, ons kom net in, maar dis maar deel van dit, dis maar deel van my lewe, of deel van my beplanning, of sosiale lewe, dis hoekom ek kerk toe gaan, dis maar net deel van, dis nog 'n klub wat ek kan behoort, of dit is iets wat in my behoeftes moet voorsien. Met ander woorde, is 'n organisasie wat my moet dien. Luister hier, as die kerk nie vir my die goed te doen wat ek wil hê hy moet doen nie, dan is ek kwaad. Kyk, dan vertel ek vir die ouens. Nee, wat daai kerk is useless. Daai selgroepleier, nee, wat hy beteken net mooi niks. Of dalk is dit iets anders. Jy weet, my prentjie, of dalk is kerk vir jou 'n universiteit. Jy sê dalk nee, luister, die kerk is mag geleer word oor die Bybel. Jy weet, of miskien is dit 'n hospitaal. Jy weet, jy sê dalk vir jouself, 'n kerk is 'n hospitaal wat my net moet help. Ek wil vir jou sê, kerk is veel meer as dit. Daai rede is daarbo. Dis eintlik, jy kry ouens wat ons noem partykeer, dis nie een van julle nie, maar ouens wat church hop, ek wonder partykeer, why do you do this? Jy weet, hoekom spring jy van kerk na kerk na kerk? Jy weet, want op die einde van die dag is, ons is een liggaam, we're the body of Christ. En nou nee, maar hierdie ouens, nee, kyk, hulle doen 'n goeie ding, of hierdie ouens nie, hulle sê dit anders, of hierdie ouens. Die doel van kerk is om die koninkryk van God op aarde te groei, en ons doen dit deur die liggaam van Christus te bou. Dis die doel van kerk. Kerk se doel is om dit wat Christus op aarde begin het te groei, oor die hele aarde heen versprei. En ons doen dit deur hierdie liggaam van Christus op te bou. Dit is die doel, dis die rede, dis hoekom ons deel is van kerk, en dit is hoekom kerk bestaan. Want lang terug, jy sal weet, Habakuk 2 vers 14, het hy geprofeteer, die profeet, Habakuk het gesê, en die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Hy het gesê, die outcome of this movement, wat Christus begin het, gaan wees, dat die hele aarde gevul gaan word met sy heerlikheid. En ons is deel van daai roeping, die kerk is die liggaam, om daai heerlikheid van God te versprei oor die hele aarde, en dis wat God begin het. Hy het hierdie movement, hierdie kerk begin. So kerk is nie daar vir een van daai boonste redes nie. Die doel van kerk is dat God se heerlikheid sigbaar word op die hele aarde. En hy het ons geroep, ons is deel daarvan. Jy sien nie, die mooiste van dit alles is, toe God hierdie droom, Jesus het hierdie droom van hoe dit lyk, toe dink hy aan ons, wat vandag hier sit. Jy is ingesluit in God se groot droom,
om sy heerlikheid sigbaar te maak, dat elke persoon, elke mens dit sal sien. Ons het gesing, I speak Jesus over everything, oor elke ding spreek ek Jesus, ek spreek sy naam oor elke ding in my lewe en oor die gesag, want oor die wêreld spreek ons sy naam, wat daardeur spreek ons sy heerlikheid. So, ek vat jy nou 1 Korintiërs, toe ons journey die hele jaar in Korintiërs, en weet jy wat, ek is nog steeds by vers 1, ek haak daar vas, en kyk wat staan geskryf, as ons net praat oor familie, as ons praat oor kerk, dis 'n inleiding wat jy gewoonlik so vinnig lees, ja, goeiemôre, gaan dit goed nie, goed, en dan lees jy die e-mail verder, nee. Dis amper soos dit, ons skiep hierdie, maar dit is so belangrik om dit te lees. Hy sê, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus, en die broer Sostenes, ons kom nou by die hele storie van die broer, en aan die gemeente van God in Korinthe, wat in Christus Jesus geheilig is, die gemeente is geheilig deur Christus, geroepe heiliges, saam met almal, wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep. Nou dit klink soos 'n inleiding van 'n ding, ja, wat van dit? Maar in hierdie inleiding is daar al soveel waarhede, so ek kan so 'n bietjie vir jou gaan opbreek. So ons is geroep, as die kerk deur God se wil. Dis God se wil dat hy ons kom roep het, en dat ek hom so gaan opbreek vir jou. So die broer Sostenes is 'n prentjie van familie, hy bring familiename, en ons het daar gepraat in die vorige reeks. Dan natuurlik die gemeente van God sluit al daai terminologie in wat ons al oor gepraat het, die eklesia, die familie, die tempel, al daai goedjies. Hy sê ek skryf vir julle ouens. En dan sê hy wat geheilig is deur Christus. Hy sê hierdie kerk, hierdie beweging, hierdie eklesia, noem dit wat jy wil, hy sê is geheilig. En jy moet dit verstaan. Dit is nie net iets wat ons nou begin het 'n organisasie of 'n klub nie. Hy sê hier's iets anders aan hierdie liggaam. Hy sê hierdie liggaam is geheilig deur Christus, en hy sê almal wat deel is van hierdie liggaam is geroep as heiliges. So jy's 'n geroepe heilige. Nou as jy nou vir iemand langs jy moet sê, hoorie, jy is heilig. Party mense het 'n probleem daarmee. Sê ja, chom, jy het my nie gisteraand gehoor toe die bulle verloor het nie. Maar die Here sê, as jy deel vorm van hierdie calling, as jy deel van die ons. Ek kan vir jouself sê, ek is deel van die ons. Ek is nie alleen nie. Ek is nie alleen geroep nie. Jy is deel van die roeping, jy is deel van die eklesia, jy is deel van die gemeente. So die oomblik, as jy deel is van die gemeente, gaan dit iets beteken, en ons gaan daarna kyk vanoggend. So Christus het sy lewe afgelê vir sy kerk. Dis belangrik om hierdie te verstaan. Christus sê, ek lê my lewe neer vir my kerk, sodat elkeen wat deel vorm van my kerk, geheilig word. Nou dis 'n tall order, vir jou om net deel te wees van sy kerk, sê hy, tot voordeel is dat jy geheilig is. Jy word geheilig deur dit, om deel te wees. So is elkeen van ons groepe heilige. So jy kan regtig vir die ou langs jou sê, jy is 'n geroepe heilige. Hy kan vir jou sê dit sommer gou vir die ou langs jou. Nou sê al die introverte, ag nee. Gaan jy nie verder stretch nie, net dit. Sê net vir jou, jy is 'n geroepe heilige. Heilige nie, heilige nie. Okay. Titus verduidelik hom, hy sê hom presies so mooi. Daar's nog plekke in die Bybel wat altyd net wil kom vertel, hier's nog 'n terminologie waar hy praat nou van die volk, dis ook maar kerk, is ook maar gemeente, is ook maar eklesia, is ook maar tempels, al die woorde. Hy sê, hy het homself, hy praat van Christus, vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, en ons van ons sonde, of van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk, gemeente, eklesia, tempel, hoe die woorde kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. Nou wat hy hier sê is, hy sê die oomblik as jy verstaan, jy is deel van hierdie gemeente wat geheilig is vir Christus, hy sê dan doen dit iets in jou binneste. Jy wil begin ywerig doen wat goed is, en jy wil nie meer doen wat sleg is nie. Iemand sê een keer, as jy na sonde verwys, moenie sê jou sonde nie, sê moenie goed doen wat vir jou sleg is nie. Maar fokus op die goed wat jou goed is. Verstaan jy? Jy's ywerig om die goed te doen wat vir jou goed is. Jy wil nie meer die goed doen wat eintlik vir jou sleg is nie. Hoekom? Want ek voel ek is deel van 'n roeping wat God op aarde begin het, en ek wil dit uitleef deur die gemeente,
En dit verander, ek is ywerig man. Hey, ek wil iets bydra. Ek wil deel wees van die liggaam se bou van Christus se liggaam op aarde. En dis wat hy sê, omdat Christus sy lewe vir ons offer gegee het, het iets met ons gebeur. Ons is heilig, so jy is geheilig, en jy kan dit neerskryf of onthou, deur sy roeping maak, dat jy geheilig word. Nou, ek weet, ouens kan nou baie stry en sê, nee, ons moet dit wat ons doen bepaal. Ek wil sê dit wat met jou gebeur het bepaal wie jy is en waantoe opgroei. En dan leef ons as geheiligdes, want iemand wat geheilig is iemand wat in touch is met God se gees binne in hom en wat soms sal oortuig wat reg en verkeerd is. Maar ek dink dit begin by die prentjie om te sê, wie is ek? Ek is geheilig. So ek skryf daar deel, hoor nou mooi, deel van God se genade. Dis 'n prentjie wat ons nie kan verstaan nie, ouens. God se genade verklaar dat jy geroep is en dat jy geheilig is. Nie op grond van wie ek is, nie hoe oulik ek is nie. Die Here het my nie geroep op grond van wie ek is nie, hy het my geroep as gevolg van sy genade. Sê ek, wow Here, u genade is genuine groot. Verstaan jy, dat u my roep. En dan skryf ek daar, en hy in staat stel. Hy roep jou nie net nie, sy genade stel jou in staat ook om deel te neem aan hierdie eklesia, aan hierdie roeping, om die liggaam te groei. Aristoteles het dit geskryf, hy sê, the whole is greater than the sum of its parts. Dink ons verstaan dit hier, in hierdie prentjie, om te sê, die roeping is groter as die individu. Dis nie die individu nie, dis die algemene roeping. Dis die uitspraak oor sy liggaam wat vir jou voordelig is. Omrede daar 'n uitspraak oor die liggaam is en ek is deel van hierdie liggaam, is dit tot my voordeel. En daar's 'n klomp goed. Tot my voordeel die feit dat hy sê ons die liggaam heilig verklaar. En ons kom nou by nog 'n paar voordele wat hy vir ons inhou om deel te wees van hierdie roeping. Dan skryf ek dit so, jy is nie per geluk of per ongeluk deel van hierdie liggaam. Dis nie net by random choice nie. Dit het nie net gebeur nie. Dit is nie net, die ding het nou maar so geval en ek is nou maar deel van hierdie liggaam van hom nie. Die Here het 'n spesifieke plan, hy het 'n roeping vir jou totale en unieke manier van mens wees. Jy sien word deur die Here geroep om hierdie liggaam te bou. Dis hoekom ons almal anders is. Weet jy, ek is in 'n posisie waar ek praat met baie vennote mense, verskillende mense, en almal het 'n droom en 'n siening. En weet jy, almal sin is anders oor die kerk. Almal, en ouens sal kom en sê, ons moet dit so doen, en ander sal sê, ons moet dit so doen. Daar's so vinnige ding wat ons praat in Colors of Ministry, hier's 'n crash course, verdeel dit so in 3 kleure, rooi, blou en groen, weet dit al gedoen, Colors of Ministry. Nou die rooi, as jy 'n rooi lig en 'n wit lig en 'n groen lig op mekaar skyn, dan kry jy mos 'n wit lig. Nee, die 3 saam. Okay, as jy so, dis maar wat hierdie ligte is. Rooi, geel en blou. Maak hulle al die kleure wat jy wil hê. Okay, maar nou, as jy sien, so as jy nou groen of blou of rooi, so die prentjie is, maar dis opgedeel in groepe mense. So jy kry die rooi groep ouens. Kom ons begin by die groen groep ouens. Die groen groep ouens is altyd die ouens wat sê, as ons net meer dink oor wat ons doen, dan sou die kerk al baie anders gelyk het. Bietjie dink. So die ouens in die rooi prentjie sê, nee, is reg. Maar ons kan nie net dink, ons moet doen. As ons net meer gedoen het, as ons meer uitgaan en die dinge doen, sal die kerk anders gelyk het. Kry die blou groep ouens, sê is reg. Ouens, ons kan dink, ons kan doen, maar ons net meer die Here kan ervaar. Can we just worship, en die wêreld sal verander. Sien 3 verskillende groepe. Ergens is jy ingedeel een van daai groepe en jy sê ek verstaan dit. Ek is dink, ek wil doen, ek wil worship, ek wil feel. Verstaan jy, daar's 'n verskil. In die prentjies die Here sê, maar ek het jou, soos jy is, uniek geroep om my liggaam te help opbou. That's your calling. En as jy deel is van hierdie liggaam, is dit tot jou voordeel. So, die vraag is roeping, hoe werk dit? Jy sien, daar's altyd 'n verskil, of mense mis dit baie keer. As ons praat van roeping, dan wil almal altyd weet, wat is my roeping? Dan sê ons wat sê, ja, daar's ouens geroep vir die kerk, en daar's ouens nie geroep vir die kerk nie. En dan die ou wat geroep is vir die kerk, ja, hy is nou die geestelike, belangrike, wat ook al leier, of hoe die prentjie is, hy werk nou vir die Here. Het jy dit al gehoor?
iemand sê, ja, daai man werk vir die Here. Jy weet? So ons mis baie keer eintlik wat roeping is, en dan raak dit moeilik, want hierdie ou, ja, hy het 'n belangrike job, so hy het groot roeping. Ek het nie eintlik, ek weet nie, ek sit my in die sales office, ek moet mense bel, ek weet nie. Hoe werk dit, Here? Het ek 'n roeping? En dan word jy so mismoedig, want jy beleef jy het nie 'n roeping nie, dat jy eintlik niks meer moet doen nie, en dan word kerk weer vir jou klap. Verstaan jy, dan gaan ek maar die klap toe. Sondag klap, voor ek skaapbout eet. Ek moes hom ingooi. Okay. Korintiërs verduidelik iets. Onthou nou, hy skryf aan 'n gemeente wat 'n suksesvolle gemeente, groot, suksesvolle gemeente is. Hulle is 'n gemeente, hulle het roeping, hulle verander 'n stad, al daai goed. Hy skryf vir hulle paar goed wat hulle verkeerd doen, maar hy skryf vir hulle 'n klomp goed wat hulle reg doen. En hierso in vers 26, 27 skryf hy, broers en susters, sien nie familie, hy sê familie, né? Dink maar net terug hoe julle eie situasie destyds was toe God julle geroep het, lank terug toe julle net geroep het. Gemeet aan menslike standaarde was daar maar min intellektueles onder julle. Hy sê julle het net 'n bietjie dom gewees daai tyd, né? Hy sê en nie baie magtig is nie. En nie baie uit vooraanstaande families nie. Nietemin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dwaasheid gelyk het, uitgekies om die slim mense skaam te maak, en dit wat vir die wêreld na swakheid gelyk het, het hy uitgekies om die magtige skaam te laat kry. Hoekom? Hoekom doen die Here dit? Hy sê, ek gebruik almal, want die roeping sê dat die aarde gevul kan word met my heerlikheid, God se heerlikheid. So hy sê, ek gebruik jou presies soos jy is, wie jy is. Hy skryf hierdie ouens, hy sê, julle was nie die slimstes nie, julle was nie die welvarendste families uit nie, julle was nie die gesiene mense nie, julle was nie die magtiges nie. Dis nie julle wat die who's who of the zoo was, wat ek besluit het om die kerk mee te begin nie. Hy sê, ek het julle almal gebruik vir die een roeping. Want elkeen van ons kan bydra tot hierdie roeping. Skryf daar, verstaan jy, hierdie beweging bestaan uit mense, maar dis nie mensgemaak nie. Jy sien, al die ander goed is superficial, dis mensgemaakte goed. Dan moet ons mensgemaakte planne daar die hele tyd inwerk. Hierdie bestaan uit God se plan. Dan moet ek gaan en sê, Here, U gaan die kerk laat groei. Nie wat ek gaan doen of nie gaan doen nie, U gaan die kerk laat groei. Al wat ek moet weet is, ek meld aan vir die roeping. Ja, is nie ons vermoë wat God se wysheid vir die wêreld openbaar nie. Dis die Heilige Gees. Dis God se heerlikheid. Ek skryf ook, dis nie, ook nie net, wat ek nou gesê het, die ouens wat vir die kerk werk, wat die roeping het. Jy weet, dis onbybels, want jy kan nie sê jy werk vir die kerk nie, want die kerk is deel van die liggaam. Wat bedoel ons as jy werk vir die kerk? Verstaan jy, ons almal is deel van sy kerk. Ons almal is deel van sy liggaam. Ons almal is deel van die roeping. So daar is nie net sekeres wat werk vir die kerk. Jy almal werk vir sy koninkryk. Almal, elkeen van ons. Elkeen van julle wat hier sit. Uniek geroep om die liggaam te dien. Nou die liggaam is versprei, ouens, die liggaam is nie beperk tot kerkgeboue nie. Die liggaam is versprei oor die hele aarde. Elke besigheid, elke skool, elke regeringskantoor of elke hospitaal, noem dit, elke plek is die kerk versprei, die familie. En die familie het 'n roeping. Ek skryf, ou Gerard het hierdie nogal gesê, dit was vir my baie oulik, hy's in Mosselbaai, hy sê, ons kry ons paychecks op verskillende plekke, maar ons almal staan voltyds in Koning Jesus se diens. Verstaan, as jy dit verstaan, sê, okay, dit maak vir my sin. Hy het my geroep, dis hoe dit werk. Dit is deel van hierdie calling. Ons het een hoof, en ons het die liggaam. En daai ken jy baie goed. Ons gaan naby uitkom. Die liggaam funksioneer alles, maar alles is as gevolg van een roeping. Of jy dit nou hier, daar en ouens, hoor dit mooi, dit gaan nie oor 'n denominasie nie, dit gaan nie oor 'n kerk nie, dit gaan oor die liggaam van Christus. Oor die wêreld heen. Ons het 'n groot familie. So Efesiërs 4 sê dit, hy sê dit werk so. So dan gevra, hoe werk die roeping? Dit werk so. Christus is die hoof. En onder leiding van die hoof is die liggaam goed aan mekaar gesit. Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam by mekaar. En elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie en so
deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op. Jy sien hierdie liggaam, the body of Christ, oor die aarde versprei, hierdie beweging, bou homself op, deur eenvoudig wat? Hy bou homself op deur liefde te bewys. Dis die enigste manier hoe 'n liggaam homself kan bou. Die beweging van Christus, hoe meer elkeen sy rol vervul, en sy rol sê vir ons, daar is die sleutel, is om liefde te bewys. Hoe meer ons liefde bewys, groei hierdie liggaam en word hy groter en groter en groter. En dis weer terug na Habakuk, die aarde sal gevul word met die heerlikheid van die Here, soos die liggaam groei en homself opbou, soos elkeen, al hoe dit gaan gebeur is, as elkeen verstaan, ek is geroep, ek is deel daarvan. Ek het nou gesê, dit gaan nie oor wie jy is nie, dit gaan oor dat jy deur Christus vasgemaak is aan hom. Elke persoon in die liggaam, hoor dit baie mooi, is direk verbind aan die hoof. So jy het direkte toegang, nee. Jy het direkte toegang, 'n direkte verbintenis met Jesus. Daai voorhangsel is middeldeur geskeer. En dis hoekom as jy vanoggend hier sit en miskien maak hierdie preek jou geweldig opgewonde om te dink, ja, Here, wat gaan ek môre vir die liggaam doen? Eers gaan ek die liggaam bou. Aan die een kant, aan die ander kant voel jy dalk, ek moet 'n paar goed reg kry. Ek kom agter ek is die ou in die span wat maak dat ek slaan nie altyd die balle aan. Ons kan nie 3 druk nie. Ek nog die balle. Miskien is jy daai ou, ek weet nie. Maar een ding weet ek, die Here sê, jy is direk verbind aan my, jy het direkte toegang tot my, en waar jy is, gaan ek jou help, gaan ek jou bemagtig, gaan ek jou krag gee, want jy sien, dit is deel van die voordeel, die doel is dat elkeen deel afsonderlik groei in die liggaam opbou. So, ons kan nie net terugsit en sê, goed is reg, laat daai ouens op die stage, wat die worship team, laat hulle net magtiger en magtiger groei, dan kan ek maar net sit nie. Jy sien, elke deel, dit werk so, as elke deeltjie groei, dan groei die liggaam. So ek skryf, moenie vra, hoe onderskei ons en leef ons die roeping nie. Vra eerder, hoe kan ek saamwerk vir die groei van die liggaam? Hoe kan ek saamwerk? Hoe kan ek die groei bewerk? Dus elke deel groei die liggaam. Ek het dit gesê, so ons het 'n verantwoordelikheid, ouens, teenoor mekaar. As jy hier sit, jy het nou net vir die ou hier langs hom gesê, jy's 'n geroepe geheiligde. Nee, geroepe heilige. Nou moet jy hom sê, jy het 'n verantwoordelikheid. Verstaan jy? Want ons het 'n verantwoordelikheid om te sien dat hierdie liggaam groei. Ek wil begin dit by mekaar bring, en ek wil jy moet vermoed, hoor hierdie een ding, daar's een roeping vir een liggaam. Dit maak dit makliker om heeltyd te bekommerd te wees, wat is my roeping? Wat is my roeping op aarde? Ons het een roeping. Bou die liggaam van Christus. Dis die roeping. Doen dit daar waar jy dit doen. As jy môre by jou werk instap, gaan doen dit daar. Gaan bou die liggaam daar. Ouens vra partykeer prakties my, Rian, hoe werk dit? Ek kan nie by my werk instap en nou begin ons met Bybelstudie nie. Daai ouens is Filistyne, hulle glo glad nie. Verstaan jy hoe doen ons hierdie ding? Dink as ander maniere, dit gaan van oor gesindheid. Gaan dit oor gesindheid. Jy bou die koninkryk deur gesindheid, ouens. Deur in te stap. Wie is jy? Identiteit. I am a child of the King of Kings. Ek behoort aan 'n ander koninkryk. Hierdie goed wat hier gebeur, gaan my nie faze nie. Ja, ek stres ook, maar ek sê mos altyd 'n Christen stres anders. Jy stres met hoop. Ander ouens stres hopeloos. Verstaan jy? Gesindheid. Dis wat jy bring, die hele tyd, sout van die aarde, lig. Bring die goed. Die ouens gaan later kyk en sê, ons kan sien, something is happening, en sê, yes, I'm busy building the kingdom of Christ. Ek bou God se koninkryk hier by my werk. Dis wat ons doen. Een roeping. Ek worry nie en sê, nee, hierdie ou kan preek, hy moet preek vanoggend hier. Dit gaan nie daaroor nie. Wat kan jy tafel toe bring? Wat het jy? Waarmee is jy besig? Jy sien, hier kom jy goed. Hoor nou die voordeel. God se seën rus op hierdie roeping. Dis nie net 'n roeping wat hy jou 'n opdrag gee en sê, gaan doen dit en dan onttrek nie. Hy sê, weet jy wat? In my roeping is almal wat betrokke is geseën. My seën rus op hierdie roeping. Met ander woorde, as jy hierdie roeping uitleef, is jy geseënd. Jy gaan sien goed werk uit. Verder, God bekragtig mense. Hy sê dit ons Handeling 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sodat julle wat? My koninkryk kan gaan uitbrei
tot in die uithoeke van die wêreld. Gaan brei dit uit, sy koninkryk, dis wat hy sê. Ek bekragtig julle het krag wat saam met jou gaan, as jy deel is in hierdie roeping. En hier's dit, die uitnodiging vir 'n leeftyd, hoor nou dit, en dan wil ek jy moet iets sien hier vanaf. Wil jy God se krag en wysheid eerstehands ken en beleef? Dis die uitnodiging. Word deel van sy roeping, dan gaan jy sy krag, jy gaan sy wysheid eerstehands beleef. Jy gaan nie net iemand wees wat gaan stories vertel van ek het gehoor dat daar was 'n ou jare terug en dit het met hom gebeur en die Here, jy gaan sê ek het dit gesien, ek het dit beleef. Weet jy wat gaan jy sien? Sien dit vir 'n oomblik. Sy gees deurdrenk die liggaam. Sien dit. Daai body of Christ versprei die aarde is deurdrenk met sy gees, met sy krag, met sy invloed. Met sy wysheid, sy krag is gekoppel aan sy droom vir sy kerk. Sien jy die prentjie? Kan jy dit sien? Sien jy die groot droom? Ek wil jy moet saam droom. Ek wil sê jy moet saam met God droom vir sy missie op aarde is. Hoekom ons hier is. Hoekom hy van die begin af gemaak het. Baie ouens begin in die begin God die aarde gemaak en die mense. Hy het vir die mense sê gaan en bewoon en bewerk. Versprei my heerlikheid. Dis van die begin af. God se roeping vir ons. Ek wil afsluit met hierdie vers. In Efesiërs 3 vers 20-21. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het. Hoor nou. Sy krag wat in ons werk, kom van God af. Dit het die mag om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Meer as wat jy bid, het daai krag wat binne jou werk, die mag om te doen. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus, deur alle geslagte heen vir ewig en vir ewig. Sien jy, daai heerlikheid kom toe in sy liggaam, sy kerk, in sy liggaam, in sy eklesia, kom dit toe. Ek wil jou aanmoedig, mag hierdie 'n aanmoediging wees, hierdie oggend. Ek het sê, Rian, ek dink bietjie anders oor roeping, ek is geroep, en dan volgende week vat ons hom verder, dan sê ons maar, jy het geloof nodig, nee, hierdie roeping vra iets, hierdie roeping vra geloof, kom hoor hoe ons geloof gaan uitpak, in die prentjie van roeping. En, ja, voor ek vir ons bid, ek deel van dit, het ek in my presentation ingebou, net iets wat ons oor opgewonde is, wat ek oor opgewonde is, en dit is Hartland gemeente. So as jy iemand het, want dit is deel van roeping, dit is deel van kerk, nee, dit is deel van sy liggaam wat uitbou en wat groei. In Hartenbos is daar 'n omgewing Hartland, en ons plant nou daar. Ons plant nog 'n Doxedayo campus daar. So ek wil jou vra, ons gaan nou bid, dan bid ons sommer vir Hartland ook. Ek het so 1 of 2 goedjies daar, het ek dit nou op, ja, daar is hy. Hartland, dis daar op die N2, wie ken nou omgewing, as jy nou as jy in Mosselbaai se inkom, aan jou linkerkant, dan staan daar so groot, Hartland, nou daar is hulle besig om te bou, hulle bou nou dit, as jy daar kom, het lyk nou so, hulle bou daar langs die N2, nou daar gaan groot staan, Doxedayo Hartland en Hartland Akademie. So as jy, dit gaan lyk as dit klaar is, so, vinnig gebou, sien jy, as dit klaar, poef, okay, deur die genade van die Here, bou ons fisies die koninkryk. As jy van enige iemand weet wat in daai omgewing is, of daar bly, of sou belangstel aan die Hartland Akademie, die skool, of dan om aan te sluit by die kampus, gee net sy name vir my deur, ek wil deurgee vir Gerard hulle aan daai kant, asseblief, as ons dit kan doen. Ek gaan jou vra, kan ons saam bid vir oggend? Ek dink, my hart vir vandag se gebed is die volgende, dat ons sal, miskien in klein groepietjies, miskien as julle so voel, om saam met mekaar te bid, en te sê, Here, help my, hoe gaan ek die koninkryk, hoe bou ek die koninkryk? Ek weet vanoggend oortuig wat my roeping is, so die liggaam van Christus bou. Hoe doen ek dit? Miskien draai ons na mekaar toe. 1, 2, ek gaan vir ons bid. Hou miskien net iemand se hand vas. Miskien sit jou hand op iemand se skouer. Here, ek dink die eerste wat ons vanoggend wil sê is net dankie vir u genade. Dankie dat u genade ons insluit in hierdie droom om die koninkryk te bou. Dankie Here dat u verklaar u liggaam heilig. As ek het verstaan wat dit regtig vir my beteken, Here. Here, dankie dat ons deel kan wees.
Here kom openbaar aan elkeen van ons, soos ons nou hier sit, wat ons kan doen om hierdie roeping uit te leef. Kan jy vra daar wie sit, kom ons bid bietjie oor dit. Vra miskien vir iemand, of bid net vir iemand, daar by jou skool, ek wil vir jou bid by jou skool, ek wil vir jou bid by jou werk. Kom ons dra mekaar in die Here op vir 'n oomblik, net daar waar ons sit, kom ons bid net saam. Standing on resurrection ground, living a life that has been found in you. You have redeemed me from my sin, rivers of life now flow within. You've made me new. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh we glorify the Lord. Oh we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. No longer a slave to my old ways. I'm dancing to rhythms of your grace. You've made me new. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh we glorify the Lord. Oh we glorify the Lord. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're lifting up our voices one. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're